weet ons is haastig om by Fritz op Stellenbosch te kom, Karel, maar kan ons nie net 'n bietjie stadiger ry nie? Lol die senuwees alweer. Ag, ek is sommer laf. Dis reg. Probeer slaap. Kom in asseblief kan net. Nou toe. Fritz Derksen. Ander af hem soek. Jou ouers. Hulle is op pad van Suidwes af om my te kom haal, ja? Ek is jammer. Daar was 'n ongeluk. En? Jou pa lewe nog. Kom. Jou pa het vanmôre sy bewusheid herwin. As hy nou weer verloor is dit finaal. Jammer. Ek begryp. Slaap pas ja. Nee. Maar jy het nou kapsules gedrink wat ek jou gegee het nie. 3 valle maar dit niks gehelp nie. En dis eienaardig. Jy moet 'n baie hoë anesthetiese weerstand hê. 3 van hulle sou 'n ander man 2 dae lank uitgesit het. Fritz, sy het weer die ou nagmerrie gekry. En haar angs het sy stewig gegryp. Daar is iets uit my verlede wat ek moet verduidelik myself. Daardie tye wat ek so in die nag moes weggaan. Jy was nog klein, maar jy het gesien. Jy was nog klein, maar jy het gesien. Alright. Wat kom er nou, man? Goeiemôre. Wat gauw? Klim op. Daar is hy mos. Wat maak jy nie lekker geswem nie? Dit is niks om mee te spot nie. Ek het 'n kramp in my been gekry. Oh. Wat sou jy miskien gesê het as ek verdrink het? Ek sou gesê wat maak jy nie lekker geswem nie? Baie snaaks. Nee, ek swat hier. Sielkunde, en jy? Swat op Stellenbosch. Jy daar geswat. Hou vakansie. Terloops as jou pa dalk vra wie het jou gered. Sê vir hom dis Fritz. Fritz Derksen. Agnaam kennis. Antie Stein, hallo. Wat gaan jy die jaar doen? Ek's geloot vir militêre opleiding. Moet volgende week af wees. Jy is seker uit daarna. Jou sielkunde drop jou lelik. Beginsels beswondering? Die idee van geweld en oorlog swits my bietjie af. Alhoewel ek weet sulke dinge is nodig. Dat ek nou deur 'n maatie gered moet word. Ex-maatie. En as ek geweet het jy's wat sielkunde, het ek jou laat verdrink. Jy spot, maar mense verdrink wel hier. Die hoof van ons sielkunde afdeling het hier verdrink. Ja? Professor Bedrieten. 2 jaar gelede. Is jy nou ernstig? Januarie 3. Môre, veiligheidspolisie hier, majoor Brits wat praat. Onthou u van 'n sekere professor Walter Verdruten wat 2 jaar gelede by Sipingo in die see verdwyn het? Dis reg, die bekende navorser. Nou, ons het nuwe inligting waarom bekom waaroor ek nie nou mag praat nie, maar ons gaan die saak heropen. Ja, maar luister 'n bietjie mooi hierna. Ons moet iewers 'n splinternuwe man soek wat in hierdie saak bewerk. Nee, beslis niemand het eie geleder nie, het moet 'n onbekende wees. En hy moet taaf wees, want hy gaan beslis bars in hierdie sending. Maar die hele land moet gefyn kan word vir so 'n man. Maar ons soek die vloot, die lugmag, die leer. Maak nie saak hoe nie, maar ons moet so 'n man in die hande kry en baie gou ook. Links!
kan iemand waar ek julle kan ry. Trek hy maar! Nee, eens mocht niet, nee. Nee, korporaal. Dat wel? Net fiks. Korporaal. Korporaal. Hou je van mij? Ja, ek korporaal. Als je groot meneer nog slim op. 5 onderscheidings, korporaal. Wat was het vanmorgen met jij naar andere ogen? Korporaal, alleen maar eens mal op mij. Hoeveel extra diensten heb je gegeven? 7 voor die week, wachtdienst. 18. Hmm. Een voederstamp in die dag. Hmm. Ja, lig op baas. Vanmorgen dacht ik van die oude smeer. Ik heb nog nooit in mijn leven ook naar iemand geslaan, hè. Nog nooit ook geslaan. Moet je zien hier die knift. Hulle wel scheef geslaan. Wat kan je nog aan voorwijs behalve skeef het neukels? Huh? Doe maar. Wat is je naam? Terksen, jij? Jan Huisman. Jij is noem je zo'n boelie. Ik weet niet hoe kom nie. Ik weet, Boelio Bo. Ik weet. Hallo. Hallo, jy is lekker man. Dr. Buys, Speech. Ja, juffrouw. in verband met momentele retrograde amnesie. Die deeltjie wat 'n mens nooit weer kan onthou nie. Onthou 'n mens dit nie omdat jou bewussyn dit onderdruk. Momentele retrograde amnesie is nie gewone repressie nie. En ek mag miskien net vir u noem dat baie belangrike navorsing aan hierdie inrigting oor daardie einste vraag deur wyle professor Walter Verdruten gedoen is, die voormalige hoof van hierdie departement. Dit word nou nog gedoen deur 'n jonger, baie briljante kollega van hom, Dr. André Buys. Ja, juffrouw Menes. Mevrouw van Druten wacht bij u in die kantoor. Zij is vreselijk opgewonden. Mevrouw Verdruten, maar wat kom ik hier? Alsjeblieft, dokter. Zij wil aan tevoren aan haar zenuwees geleid, meneer. Nou, goed, juffrouw Menes, als jij dan denkt, dat is zo vreselijk. Hallo mevrouw. André. Wat is het, mevrouw? Oh, André, mijn man is niet dood nie. Wouter lewe. Hij lewe. Oh, mevrouw, dat is nou al meer dan 2 jaar sedert professor Verdruten se verdrink. Hij lewe, André. Waarvan praat mevrouw? Ik heb vanmorgen een pakje in die post gekregen met zijn horloge en zijn sigaret aansteken. Diezelfde wat hij bij hem gehad toen hij in die zee verdwijnen. Nee, mevrouw, nou verstaan ik glad. Liewe Ansie. Dankie vir jou brief en 'n goeie kondisie ontvang. Dis my brief daar, korporaal. Toe jy beloof het om te skryf, Die brief is myne, korporaal. was dit helder sonlig langs die straat. Dis my brief, korporaal, en dis privaat. Net die see en die meeuwe hoor. Dis my brief, asseblief, korporaal. Waar dink jy gaan jy heen? Weet jy nie dis oortreding om met die afdeling te stap sonder 'n bevel nie? Dis dros. Ek het 3 keer daarvan uit die afdeling gesê. Staan nou maar as jy met my praat. Weet jy wat jy hiervoor kan oorkom, troep? Ek herhaai. Hoekom hierdie gemors voor 378? Kom ons ook speletjies speel, korporaal. Jy wil my breek en ek is nie bang vir jou. Omdat jy niks aan my mag doen wat jy nie aan die ander mag doen. Maar voor jy my gebreek het, het die ander lankal reeds neergeslaan. En dit sal die owerhede nie toelaat nie. Jy gaan bars. Jy gaan nog verskriklik bars. So right, ek is tubeless. Ek durf geen verslae in aandag nie, want ons bevindings hier is streng vertroulik. Dit is die ooreenkoms. En as die trustees besluit om hulle geld te staak? Dan sal iemand anders ons wel borg. Riek! Seunvergiftiging. Ja, juffrouw Menes, wat sê die hospitaal? Meneer Ackerman is buiten gevaar, dokter. Oké. Dokter Buys, Ja. wie jou Brits van die veiligheidspolisie is op pad naar u toe. Môre? Buys. Ag nou. Ek verstaan nie meer hoor. Ons het nie die polisie laat kom nie. Die navorsing hier is vertroulik. Ek het toevallig by die hospitaal gehoor van die vergiftiging. Ek wil nie tyd mors nie, dokter, maar
Waar het die assistent geleid u vanmorgen? Hier. Enige idee hoe het werkt? Nee, Ackerman het die arseen ingekry deur die gas van arseensuur op sink in te asem. Dit is baie giftig. Dis die knoffelreuk wat 'n mens nou nog nie kry. Hoe is dit wat het is? Ja, kom van hierdie hokke af. Ons het die bakke met die arseensuur en daar onder 'n glasdeksel toegemaak en dig gesmeer met vaseline. Toetsrotte. Ons kondisioneer hulle. Die wat hierin was is nou natuurlik almal dood. Arme sondaars. Selfe gas. Ja. Wie ook al die gas hier ingesmyt het, wou nie vir Riek Ackerman dood hê nie. Hulle wou die rotte dood hê. So. Dis lekker met die see. Ja, die bloody man. Hij is hier zo fiks als een duivel. En je schiet met 3 haalgeweers tegelijk en je nog niet een katse kans. Alpha 1, 100. Die hond, die stapelmouw. Hij 20 uit die 20 skoot. Nee! Gaat er die tekens? Alpha 5, 58. Alpha 6, Goeiemorgen. 48. Alpha 7, 54. Alpha 8, 68. Alpha 9, Derksen niet waar, nie? Ja, kaptein. Ja, kaptein. Eerste wel in mijn leven dat ik zoiets zie. Je het al een span kom er al hebben. Gee ook maar sonde soms. Vooral partij van hulle. Siekte in die ander afdelings. Ek kort nog 5 man vir die middernag tot 6 uur wagdiens. Ek het reeds 4 man elders gekry. En nou kort ek nog net 1 man. Is daar 'n vrywilliger? Of moet ek 'n vrywilliger aanwys? Jy's 'n vrywillige korporaal. Naam? K148207. Jy moet nou nie vandag gestaan jy kry veroorsaak. Die wagoffisier probeer altyd om die register uit die waghuis te steel sonder hy die wag het agterkom. Lemmer gaan dit vanaand my probeer. Kry dit reg sit ek môre in die tjoekie. En jy moet nie staan sukkel nie. Lemmer is deur die draad. Nou maak jy dan dan. Nou hy soveel moeite gedoen het om my in moeilikheid te kry. Die geweer is gelaai, maatjie. Jy kan dit nie doen nie, man. Jy weet mos hoe slimmer. Hoe moet ek dit weet? Die ou is swart gesmeer en is nag. Roep my na 10 sekondes na jou toe. Dinges. Is iemand daar? Halt, die gaan daar. Voor die tweede maal, halt, die gaan daar. Voor die derde maal, halt, die gaan daar. Halt, wat voor iets kind nie. Anna, verder maar. Op. Kan dit doen, kaptein? Suzanne, je mag ontrekt. Weet je wat dat betekent als ik mij adjudant uitstuur, Derksen? Ja, kaptein.
Nou, maar je mag toch maar, voor wat vry jy nie? Ek, kaptein. Ja, jy. Ek het niks te sê nie, kaptein. My onderofficier dring aan op 'n kruisverhoor omdat jy 'n bajonet 2 duim regs van sy heebeen dwars deur die deur druk. En hom aanspreek as Chaka en agterna vra vir sy pasboek en jy het niks te sê nie. Die bajonet was deur die deur en deur die agterste plank, meneer kaptein. Korporaal Lemmer word aanbeveel vir deegtelike inspeksie van die wag. My keerwerk was self nie sleg nie, kaptein. Ek weet jy het goeie werk gedoen, man, maar dit is nog nie nodig om so woest aan te gaan met jou onderofficier nie. Dis 'n swart gesmeerde inbreker sonder uniform dan 'n onderofficier, kaptein. Nog staan 'n lieg nie. Dirksen, jy het damn goed geweet dis Lemmer en ek wil jou Tommy huis maar vra om te kom praat as ek wil. Leo seun, Boelie. Kaptein. Kaptein sê hierdie konferensie word nie genotuleer nie. Nee. Nou ja, kaptein. Ek het al die tyd geweet is die lem. Die lem? Lemmer. Ek klink ek skol. Ekskuus, kaptein. Sit. Vandaag is ons weer op rekord. Ek wil jy met jou loopbaan in die weermag maak, Dirksen. Nee, nou werk julle heeltemal die verkeerde perkie, kaptein. As ons sê 'n man is 'n goeie soldaat, dan weet ons waarvan ons praat. Jy sal nie verstaan nie, kaptein. Maar geestelik is ek geen soldaat nie. Daar is redes. Wat dit kan ons ook reg kry. So 'n bietjie buig. Oef, met hierdie ou romantiek rug van my. Ek het gesê buig, nie breek nie. Jy het 'n paar besondere kwalifikasies vir sekere dinge. Wie? Daarom het ek jou aanbeveel vir spesiale opleiding. Militêre inligting. Dis vir die mense wat spioentjie wil speel, kaptein. Ek is 'n onderwyser. Jou opleiding is nog lank nie verby nie. Jy is onder bevele. Jy vertrek op die aandtrein na voortrekkerhoogte. Daar is jou papiere en reisdokumente. Terloops, korporaal Lemmer. Baie dankie vir wat jy reg gekry het met Dirksen. Het was nie altyd baie lekker nie, kaptein. Ja. Soms is daar dinge wat gedoen moet word, né? Kijk waar je loopt, Simon, kop. Napoleon on bloody self. Nou ja, jy is nou hier. Ek ken jou al so 'n bietjie uit jou leer uit. Vir my sê jy mettertyd leer ken. Alles wat jy nodig het, sien jy in jou kamer vind. Gaan maar voor daarmee. Voort met wat, kolonel? Uitdagende klein blikschorrel. Goedemorgen, meneer. Morgen, professor Kruijzer. Hoe gaat het? Goed, dank u. Oh, professor, kabel uit Duitsland uit, van Dr. Marij af. Ja? Hij meen ons met die huidige toekenning beëindig. Maar wat dan van die werk wat reeds hier gedoen is? Dr. Marij heeft voor ons een aanbod gekregen van een ander borg wat al hierdie navorsing zal financieren. Op ons eigen voorwaarden, professor. Zuid-Afrikaanse instantie? Nee, Duitse instantie. Deutsche Skimfab. Hulle is 'n chemiese maatskappy in West-Berlyn. Ek glo baie geld beskikbaar vir navorsing. Jy kon my daarvan gesê het, wie? Waarvan? Van die pakkie wat sy gekry het. Ag, sy is lankal daaroor, man. Maar dis nou net waar jy die fout maak. Sy het nog die pakkie gekry. Sy's baie beslis daaroor en Andre, ek glo haar. Vroumense. Wat is dit? Lees self. Dankzegging aan Walter Verdruten vir 'n pragtige geskenk op my verjaardag. RSVP Margaretha Teresa. En dis nie al nie. Dit was hier in die koerant. Daardie selfe berig was dieselfde dag nog in 'n Johannesburgse koerant. En mevrou Verdruten sê dis beslis nie sy wat dit geplaas het nie. With Superman, I wanted to interview him about his last mission through the time barrier into the past. Hy's maar. Korporaal? Hy briewe wat so oploop vir Dirksen. Ja, korporaal. Nee, jy moet dit vir kaptein Lou vat. Hy sal dit aanstuur vir Dirksen in Pretoria. Nou, hoekom het so offisier ons kan dit maar sommer self gepos het? Ek weet nie wat dit nou met jou chommy gemaak het. Militaire inligting, kolonel van Schalkwyk. Intercept, Dreyer hier. Hoor jy man, hier om... As ek vanaand nog iemand saambring as ons gaan eet. Wat is daar naampie? Dis my Durbanse kollega, Major Brits. Hy kom net nou. Dan kom ons sommer van Jan Smits af na die restaurant toe, reg? Nou maar reg. 8 uur. Wederom.
Jy weet, Derksen, elke keer wat jy sal eer, kry jy die gevoel dat die gebaar vir jou een of ander opsiene betekenis het. Haai, kolonel. Ek weet nie waarom hou ek aan om staatsgeld op jou te vermors nie. Rover. Omdat kolonel lief is vir my, kolonel. Jy sal nog maak dat ek enige aardbars. Jammer, kolonel. Ja, ek sien nie trane loop. Het jy al besluit om permanent by MI aan te sluit? MI, kolonel? Met die bogemiddelde sukses wat jy hier behaal het, is dit die soort van werk wat jy sal doen as daar eendag oorlog moet kom? Ja, kolonel. Wie wat hulle vandag met jou gaan maak? Nagverkenningsoefeninge, kolonel, so iets. Kaptein Deetlefs gaan jou uit 'n helikopter in die bos afsmy. Waar, kolonel? Ek is nie 'n pampoenie, Derksen. Kan my nie kwaad doen om te probeer uitvind nie, kolonel. Kaptein, wil nie dat vir my sê waarheen julle my neem nie? Noordpool toe. Bottle whisky? Hoorie Derksen, ons gaan jou so die ronde tol op pad uit. Jy sal nie eens weet Pretoria is nie Transvaal nie. Jy's 'n lekker ou kaptein. Lekker mislik bedoel ek. Goed, mama. Kom ons hou nou op met hierdie kat en muis speletjie. Julle het my nou in julle lokval, wat wil julle van my hê? Ons sê jy van jou manne en vir ons veiligheidsafdeling. Naand julle biele. Moenie op aan spring, boys, ontspan. Hoe ver is het nog Pretoria toe? 30 kilometer. Wat? Hoe laat is het? 8:45. Dan sit ons nog. Wie se geel Ferrari is dit daai? Myne. Wat weet Vrybuik? Ek het die man nou 2 maande. En hy het reeds alles gedoen wat hy gewoonlik in 5 maande uitrig van die bestes. Niemand is so perfect nie. Waar is die bankman? Wel, hy is mal. Maar? So mal slaas. Oh. Vanaand het ons so Derksen. Kaptein Deetlefs het manne wat al die paaie dophou. Kom maar deur die rivier, man. Ja, maar die Cappie het manne allangs die rivier ook gesit. So daai groot bek met vlekkies groei. Bly die vinnig ook as 9:30. As die man so goed is as wat jy sê, dan sê jy hom seker vir jouself wil hou. Dis jy se grap. Die man wil niks weet nie. Hoe bedoel jy niks weet nie? Niks van my nie en niks van julle nie. Naand, Bedala. Ja, naand. En dan moet hy nog voor 12 terug wees in Pretoria, is dit reg? Kwart voor 11 nou. Jou Superman is gevang. Kolonel van Skalkwyk. Abstoewolke frissen, Herr Kolonel. Derksen. Nou, Kolonel, ek is terug. Waarvandaan skakel jy? 'n telefoonhokkie, Kolonel. Hier in Pretoria Noord, Kolonel. Maar hoe het jy reg gekry om so gou terug te kom? Miskien het ek 'n ompad gevat, Kolonel. Kolonel weet mos. Maar hoe het jy geweet om vir my hier te skakel? Dit was nie maklik nie. Kolonel se adjutant het amper my stem oor die foon herken. Ja, nee, ek sien. Nou maar goed. Bel vir kaptein Deetlefs en sê hy moet jou daar kom oplei. Die hoenders ook, Kolonel? Ja, man, die hoenders ook. Nee, ek het jy mos... Hoenders? Ja. Herman, ek het daai man se leer bestudeer en ek wil daai man hê. Besef jy, dis 2 uur in die nag. Is jy seker dit sal nie help om met Derksen te praat nie? Julle mors julle tyd. Wel, 'n land is belangriker as een mens. En die land het daai man nodig. Daarom bly daar net een plan oor. Wat se plan? Jy sal môre besonderhede kry van lesings vir militêre inligtingsoffisiere. Dit sal Potchefstroom wees. Jy sal iemand moet aanbeveel om dit by te woon. En dis nou Derksen. Ja, natuurlik. Waarom Potch? Want daar's 'n sekere korporaal daar wat vir die lesinggangers se akkommodasie moet sorg. Korporaal Swemmer. Lemmer. Jong,
Wat gaan julle met my man aanvang? Oh, Fred! Willie Bol, hoe's dinge? Lekker om met jou saam. Wreed, broer, wreed. Hey, wat maak jy weer hier? Luister nou wat lesingschool. Waar is jy? 289, oorgeplaas. Uitgewerk in die buitenste duisternis. Lemmer. Einste semmikie die lemmikie. Leg het, gaan ons 'n paar kaarte speel. Ek sal wag, 6 tot 12. Môre aan dan. Sy pas nog ongeskoon vir Egal hier. That's him. Telefoon. Maar niemand weet ek is hier nie. Willie Bol, smy bietjie neer by 289 en sê ek is mooi. Derksen? Is jy alleen? Ja, maar ek het nog nie my nightie aan nie. Luister Derksen, jou tyd vir grappe is verby. Man, wie sê wat jy al weer hê? Oor jou pa se ongeluk 3 maande gelede. Ek praat nie met mense wie se naam ek nie ken nie. Jy sal praat tot jy weet of jou pa se ongeluk wel 'n ongeluk was. Hoorie maatjie, as dit jou idee van 'n grap is. Ek moet met jou praat. Jy sal maak soos ek vir jou sê. Ek sal 11:30 vannag vir jou wag naby die woonwaarpark. Die grondpad na die rivier. Bruin Chef. Dis volmaan. Jy sal my maklik kry. As jy nou kry nie pas nie? Jy sal hier wees. Luister nou mooi na my Derksen. Gaan kyk in jou doksak. Kyk. En besluit dan of jy nog lus voel vir grappies. Karel Derksen, lewenslang my vriend, van Walter Verdrieten, 19 April 1971. Ek het nie geweet pa het hom geken nie. Jammer Derksen, opdrag van kaptein Lou. Geen pas vir jou. Kaptein Lou, né? Van die droos kom maak. Ek weet hy wag reeds daarvoor. Dankie en totsiens en sê groete vir jou suster as sy mooi is. Wag, ek het 'n taxi hek te bestel. Hy het so pas gekom, kaptein. Dankie, generaal. Frits. Wat 'n ding is dink jy doen jy? Ek gaan 'n bietjie uit. Maar ja, gedink wat gaan hulle doen as hulle jou nou uit uniform vang? In die openbaar teregstel. Soet bly maatjie. Kaptein. Siek. Stapel siek. Goeienaand en so aan. Klim in. Wat wil jy? Weer die afgelope week 'n lys van sekere van jou pa se persoonlike besittings van sy prokureur afgekry. Wat raak dit jou? Baie. Soos byvoorbeeld samewerking met my. En as ek weier? Het jy toe in jou doksak gekyk? Ja, maar jy het 'n foutjie gemaak met die datum. Volgens daai datum het professor Verdrieten dit aan my vader geskenk 5 maande na sy dood. Jy sien, dit kan ook beteken dat professor Verdrieten 5 maande na sy sogenaamde verdrinking nog gelewe het. En nou, omtrent die brief wat jy van sy prokureur afgekry het. Die brief wat ek nie gekry het nie. Jy lieg. Ou swakheid van my. Waar is dit? Hulle het laat aanstuur Pretoria toe. Laat dit terugstuur. Kry dit. Hoorie maatjie. Laat ons een ding mooi verstaan. Ek is op militêre opleiding en mense wat so met my praat, dra gewoonlik 'n uniform. Soos die een wat jy nou aan het? Jy het in gebied my nie. Duidelik. Graf. En jy werk saam met my. Anders kan dit dalk uitlyk dat jou pa verbonde was aan 'n kommunistiese ring. Hou jou bek. Skok jou nie waar nie? Want jy was lief vir hom. Vir wie werk jy? Sê maar ek werk vir myself.
Jy sal later van my hoor. Maar as ek moet uitvind jy lieg, en dan praat jy ook die waarheid en jy self 'n kommunis, ek breek jou nek. Werklik? Ek het dan gehoor jy's 'n duif. Voor jy loop, daar's 2 manne in 289 saam met jou. Jake en Gert. Hulle soek dieselfde ding wat ek soek. Hulle probeer jou uit die pad kry. Oppas as manne met harde baard. Uit die pad, né? Uit die pad. Aanraai om jou nie te verset. Kom saam met my. Probeer jy die uniform uittrek. Nou goed, maar moenie iets dom doen nie. Jy het reeds genoeg probleme. Ek wil alleen gaan. Wanneer die man met my so sien nie. Moenie iets probeer. Laat hom gaan, man. Jackson. Dis hy, Jake. Dan is dit meneer Jake. Jake, ja? Wat wil jy? Waar is daai geld wat jy vanmiddag het middags uitgesteel het? Dan is dit soos jy dit wil doen. Ek het van die geld tussen jou goed gekry. Waar is die res? Jy het hom te lig nie. Die moord met jou gesien. Ek gaan 3 tel. En as jy jou pote nog nie van my af het nie, sê jy los. Waar is my geld? Switch aan my regter! Kom dan! Hiervoor gaan jy langs het Jackson. Wie is dit? Boelie Huisma. Ek bel van Potchefstroom af aan. Ek is 'n maat van Fritz. Ja? Hy's opgesluit in Pretoria. Opgesluit? Ja, die Krygsraad het gesê hy is skuldig omdat dit klomp oortredings. Hy's oneerbaar ontslaan en hy's in die tronk. Wat is aan die gang? Wat is besig om met my te gebeur? En vir wat polisie jouself so opgehuil laat doop, hè? Dan hou jou bek, man. Ah. Hallo Ansie, ek is Boelie. Aangename kennis. Klim maar in. Right. So Boelie, hè? Wie het nog nooit tevore in sy hele lewe 'n ou gedog geslaan het? Ek het myself gesê en ek glo. Wel, Fritz sou nie so iets doen nie. Ek weet dit. Hy's gedwing om dit te doen. Hy wou nie praat nie, nie eers voor die Krygsraad nie. Ek gaan uitvind wat aan die gang is. Ek wil weet, want Fritz is onskuldig. Is jy by die huis, man? Ja, man. Daar's telefoon vir jou by die toonbank. Ah, nou weet ek is hier.
Ekskuus net so 'n bietjie hoor. Goeiemiddag, Johan. Jy speel met veel met juffrou Stein. Dis jy. Wat wil jy? Nee, ek wil niks hê nie. Sommer iets vir jou gee. Goeie raad. Gaan terug Durban toe. Gaan voort met jou studies. Anders gaan jy jou mooi vingertjies verbrand, Tot ziens. En zo. Is je wakker, Tazen? Nee, handicap. S'nachts. Wat wil je? Bezoeker veel. Die tijd van die nacht? Wil je ik moet zeggen, iets voor eten? Elke job het zeker maar zo grappig is. Wat is die plek? Waar is ons? Pretoria. Dat mag je niet. Stap. Kolonel Dreyer, veiligheidspolisie. En wat kan ons voor u doen? Zit. Ik kom bied je vrijheid aan. Ik kom bied je vrijheid aan. Zomaar niet zo. Betekent je vrijheid voor jou iets? Ik is mal op die plek. Dan zou je beseffen, mensen kunnen je vrijheid soms zo verniet terug. En wat kost het nogal? Je militaire record is zo vleiend dat mensen denken dat je opboed was die bevelvoerende officier. En je kan je man staan in afkaken binnen, gebreekte wang binnen, gekraakte verjemmerde enzovoorts enzovoorts. Economische vechter. Ah, je is een bokspromotor. Taalvaardig. Engels, Afrikaans, beetje Russisch, Duits. Baie goeie Duits. Hoor. En nou is ons uiteindelik bij die punt, meneer die voorzitter. Het jy communistische neigingsterksen? Betekent die feit dat ik in die tronk zit dat mensen mij zulke goed kan vragen? Ik bied jou werk aan. Een enige werkgever voor een onderhoud. Wel, ik heb geen communistische neigings nie. Wat is die vraag? Ons schrijven je begenadiging in ruil voor je diensten. Mijn dienst is onderwijzer natuurlijk. Nee. Als agent. Om voor onze zaak te onderzoeken. In Duitsland. Nee, dank je niet voor mij niet. Dan blijf ik liever mijn 6 maanden uit net hier. Dan is mijn naam schoon. En wanneer ik uitloop, heb ik geen mes in mijn rug of koelgaten in mijn kop. Derksen. Zou je heeltemal gerust voelen als ik skielik begin belangstellen waarom je zo dringend daar aan uit die kamp moest gaan? Zo dringend dat je uniform moest stelen om je afspraak na te komen. Dreig je mij nou, Koen? Oh nee. Ik bied je nog steeds net je vrijheid aan. Geef je 3 dagen om dat we te besluiten. Lyk my ons staan nou in se kant toe, dokter, nou laat ons die teenmiddel gekry het. Ja, maar je moet niet praten, Erik. Ons contract met die Duitsers verbieden. Onze resultaten worden in Duitsland vrijgesteld met die volgende congres voor chemische navorsing. Dis zeker oor 100 jaar. Dus oor minder dan 2 maanden. Weer een bezoeker voor jou. Jullie zou voor mijn secretaresse moeten aanstellen. Is het die keer? Jouw baas probeert het ook. Maar hij is morgen gekomen. Vandaag, morgen, Christmas. Jij? Goeienaand en zo aan. Maar jou nou zo wees nie man, tree gewoon op. Ach nou jou seun, ek is regtig jammer oor jou huidige situasie, maar kom sit. Daar is so baie wat ons moet bespreek. Hoe het jy hier ingekom? Eenvoudig, my liewe Watson. Jou prokureur het 'n afspraak om jou môre te kom sien. Ek het sy permit in die hande gekry en dit so 'n bietjie nagesien. Wat kom maak jy? Jou briewe wat hulle aangestuur het Pretoria toe.
En die ander een wat ek wou hê. Hulle het almal verdwyn. Waarvan praat jy, man? Daai bekleierige vriende van jou in die kamp. Hulle het geweet waarna hulle soek. Ag so? Ja, die polisie het hulle dinge agtergekom. As hulle gevang word, die polisie kry daai brief. Nou, selfs ek sal dan nie jou pa se naam kan red nie. Jy bluf. Daai manne was gewone rekrute vir opleiding. Ek het gehoor jy's so 'n grapmaker. Die kommuniste is oral, my vriend. Baie van hulle weet nie eens sal word gepraat nie. Hoorie, Maatjie. Ek is nou dik vir jou twak. Dik tot hier toe. Ek gaan in elk geval die bewaarde nou roep, want ek stel nie verder belang op. Jy sal nie. Nee. Hy's klein, maar hy skiet 6. En voor die bewaarde daar kan oopmaak, het jy 5 van die weg. Die laaste 4 net moet vir jou kwaad is, omdat jy my dwing om die laaste een op myself te gebruik. Sit. Ek is beïndruk. Bly beïndruk. Hoe het jy daai ding nie ingekry? Mis ek vir jou hier uit gaan kry. Wat? Het nie met kinders te doen nie, Dirksen. En sê nou, ek wil nie uit nie? Dan is jy van geen nut meer nie. Daar's maniere, natuurlike oorsake ensovoorts. Ek kan my natuurlik doodtydelik weet. Praat aangesien ek nou so 'n groot keuse het. Die polisie probeer die geplante getuienis teen jou ondersoek. Dit maak asof hulle jou werk aanbied. En as die regte prokureur hier môre opdaag en hulle sê maar hy was al gister hier, gaan die poppe begin dans. Jy moet dus voor môre hier uit wees. En hoe doen ons dit? Hou die nie? Laat weet vir kolonel Dreyer, jy aanvaar sy aanbod. Maar jy moet jou persoonlik omhaal, want jy ry nie graag in Oogiestraat lorries nie. Ek sal dan julle iewers langs die pad ontmoet. Ag nou ja, Hussein, ek sal spoedig appel bewerkstellig, moenie moed verloor nie en onthou, elke donker wolk het 'n silwer randjie. Moet jy geweet. Totsiens. En so aan. Ek sal jou nie boei nie, want ek vertrou jou. Oorgesit syne, julle sal my nie boei nie, want daai ou sit net so 'n dik rollie onder sy baadjie. Wat is dit dan nou, Flippy? Ek dink dis 'n airlock, kolonel. Ag nee, man. Maar doen nou iets, Flippy. Ja, kolonel, maar kyk, die kar is 'n bietjie... Maar jy moet nie dink... Hierdie Duitse karre... Jy moet die ding ken. Wat maak daai draad daar? Kyk daar. Maar doe iets. Jy ontstem omdat jy die ding ken. Dis die hitte daar so. Jy moet nie so staan sikkel nie, recht wat jy staan sikkel. Goeiemiddag. Het julle teenspoed, meneer, hè? Ja, man, ons het hier 'n airlock op. Ag, ek is jammer om dit te hoor. Die kolonel en keer teen hierdie tyd alarm gemaak natuurlik. Hou jy oop vir karre met sulke blou ligte op hulle dakke. Hulle het 'n nare gewoonte om vir hulle radio's te sit en skinder van 'n mens. Daai die karre waarvan jy praat. Ek hoor sy weet sy het sulke lekker reën gekry vanjaar. Gats, nou vir die aankor. Ons maak liever 'n variasie op die tema. Jackson! Moenie 'n gek wees nie, Jackson!
for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Baby, nobody else Wees maar, jy mag maar praat. Telefoon, kom. Hey, wat dan op mee? Inshallah. Hey, lekker, Superman. Boelie huis, man. Dit is dood, Boelie. Wat? En nie geernies. Hy het in die tronk ontsnap, Boelie. En hulle het gevlug. Hy en 'n ander man. En hulle is geskiet. Nobody else will do. I want you close to me. That's all I know. I want you all. Ansie, Papa, jou liefde vir Fritz. Dis dinge van die verlede, hoe swaar het ook al mag wees. Soos mamma iets van die verlede is, so is Fritz nou iets van die verlede. Ek dink jy moet eens lag oor see gaan. Jy wou nog altyd. Tata, Papa. Else will do. Nobody else will do. En van watter Britse is oom nou eigenlijk? Major, veiligheidspolisie Durban. By Pretoria se collega kolonel Dreyer se kantoor. Los 'n bietjie af. Verstaan my man het er al vir jou koffie gegee nadat hulle jou ondergekry het. Dit was tee. So 'n bietjie met hulle raas het hulle beter in die koppies kyk. Ek het nog nie van die wapendeskundiges gehoor nie. Ek weet dus nie of wat jy of jou vriend is wat kolonel Dreyer geskiet het nie. Is kolonel Dreyer geskiet? Toe hom opgetel het hy nog geleef. Mag jy uit die hospitaal nou moet bel. Ek het geen wapen gehad nie. My ander man het geskiet. Ek het nie 'n skieding gehad nie. Dan my ander man 2 pistole gehad. Ons het die een in sy baadjie gekry toe ons opgevind het, die ander op die grond gelê. Gedink is dalk jy nie verloor het. Stof vir die vingerafdrukke belemmer. Dis jammer. Ek het nie geskiet nie. Ja. Maar die hospitaal. Ja. Oh ja. Ja, ek sien. Lucky. Kolonel Dreyer is buite gevaar. Ek is bly. Jy weet net nie hoe bly jy is nie. Kolonel Dreyer probeer jou dienste werf. Jy stem later in. En dan gaan jy op 'n uitstapie met jou vriend Sharples. Sharples? Die een gewede sy naam. Nee. Maak nie uit van die saak nie, dis nie sy regte naam nie. Hoe weet jy? As jy dalk eendag wil uitvind wie is, broer nou vergeet en so. Laat een van my manne jou dood in die straat optel. Dan is Sharples dood. Soos 'n mossie. Al sy dokumente was vals. Binne 'n week sal ons uitvind waar vandaan hy gewerk het en waar hy sy boodskappe vandaan gekry het. Was hy 'n kommunis? Jy het dit nie geweet nie. Bliksem. Wat wou hy van jou hê? Ek weet nie, ek wou jy self uitvind. Jy moes hy al so hou vas op jou gehaar het om jou te laat doen wat jy wel gedoen het. Sit. Sy aansoekvorm, as jy mooi vra, sal ons jou aanstel in die veiligheidsafdeling. Wat? Daar's 'n ondersoek wat net jy vir ons kan doen. En as ek weier? Dat ek vir die SAIK in die koerant te weet dat die berig wat ek gister vir hulle gegee het foutief was. Sy vir hulle sê jy het ontsnap en jy is vreeslik lewendig. Dis lekker. Tot jy teen die eerste konstabel vasloop. Al die dinge wat jy gedoen het, sal jy net 5 jaar sit. En as ek al maar dood is? Die beste agent is mense wat dood is, mense sonder identiteit. En wat kan hierdie dooie ou vir julle doen? Daar word iemand deur die kommuniste in Berlyn aangehou. Jy moet hom gaan haal en lewendig hiernatoe terugbring. Wie nogal? Professor Walter Verdroeten. Alweer Verdroeten. Sal ek byle vir my naam teken? Die werk begin vir ons nou te veel word, dokter. Lyk nie vir my ons gaan die ding doen nie. Ja, ons sal moet hulp kry. Sal dit nie net langer neem om so 'n nuwe een weer alles te leer nie, dokter? Daarom moet ons iemand uit ons departement probeer kry.
Daar's 'n dametjie in die ondersklas, baie knap. Persoonlike probleme. Kerel is glo onlangs oorlede of zoiets. Sy het ook min klasse. Miskien sal sy die afleiding verwelkom. Jy moet voor jy vertrek 'n nuwe identiteit instudeer. En as jy gevang word, moet jy by daardie identiteit bly, selfs onder die grootste druk. Kom na Kersfees. En nou agtergrond oor professor Verdroeten. Dis die man wat jy moet gaan haal as hy nog leef. Soms so gehaal nog. In Duitsland. In die linker of die regterhoekie as ek Duitsland inkom. En 'n ene Dr. André Buys is in Durban besig met navorsing oor breinfisiologie en geheueverlies. Het in die betroubare pers daarvan gelees. Hierdie is betroubaarder. Bestudeer dit. Onderloops, professor Verdroeten het met die navorsing begin waarmee Dr. Buys nou voortgaan. Leer professor Verdroeten. En lees Buys. Dr. Buys werk met kapitaal van 'n Duitse firma, Deutsche Chemische Fabriken in Berlyn. Ek dink ek moet 'n bietjie gaan kyk wat daar in Buys se laboratorium in Durban aangaan. Ag nee, my magtig Riek. Bel weer die elektrisiteitsafdeling. Ek dink regtig jy kan my huis toe gaan, juffrou. Ek dink nie ons sal vanaand veel meer kan uitdrag nie. Goed, dokter. Meneer, ek het al 'n kwartier gelede laat weet dat die krag hier by ons af is. Duncan Rylaan 37. Ja. Oh, goed. Man is 'n kwartier gelede al weg. Yes, dis die mense. Het ek gebeurd dat skrik? Sorry man. Wat maak jy dan, juffrou? Nee, niks. Ek het net vir 'n oomblik gedink. Kom ek neem jou na jou kar toe, juffrou. Ek gaan ook huis toe. Julle moet maar sluit wanneer jy klaar is, Riek, hoor? Nag nie. Krijg je iets? Ah, geestelijk nee man. Wat is het? Moeilijkheid is boven die ceiling. Ik zal prachtig daar moet op. Waar is die gat? Gat? Ja man, waar een mens in kan. Oh, daar is hij. Waar is je leraar? Wat voor leraar? Steppie, jy weet. Dag ek het lig hier gesien. Wat is lig? So flits. Zeker wat die flits? Aha. En wat het ons hier? Hier kom hy. Right boys, skakel maar aan die krag. Daar's ander ons wat aan die plafon rondgejol het tot so 'n maand of 2 gelede. Wat? Volop vingermerke teen die luikdeur. Die touleer is nou netjies geberg. Wat is die man wat die rotte vergiftig het? Ag sje. Weet julle wat het 2 maande gelede gebeur? Nee, niemand sê my moes ooit iets in hierdie huis. Dis toe Deutsche Chemfarb ewe skielik by sy navorsing begin word het. Dit moes nou lyk of Deutsche Chemfarb baie meer aan sy werk belang gestel het as wat hy self besef het. Hulle het hom gespioneer. En hoe gaan dit met die kaste gewond kon nou? Ons weet nou waarmee Buys besig is. Hoe is dit hoe dit met die kaste gewond gaan? Cornel was nooit raak geskiet nie. Was net om my te vang. Buys het 'n sekere middel uitgevind. Wie ook al daardie middel besit, kan mense soos robotte beheer.
Het is 1000-maal meer effectief as breinspoeling. En 1000-maal gevaarliker. As jy mooi vra, maak ons môre weer so. Aan die ene kant mag wys direk vir 'n vreemde moord uitwerk. Maar iemand het dan op hom gespioneer. Daarenteen kan hy maar net 'n onskuldige wetenskaplike wees. En of Rusland, of China, of Oost-Duitsland stel belang in sy resultate. Ek meen is Oost-Duitsland, want hulle het reeds Verdrieten. En wat van die pakkie wat mevrou Verdrieten ontvang het? Moontlike poging van Verdrieten, of wie ook al om Hartlet weet dat hy nog lewe. En het een of ander lawwe ou die arme ou girl se pakkie leeggemaak. Dalk was dit jou plafoonkruiper of een van sy handlangers. Mooi woord, handlangers. Daar die persoonlike berigte in die koerante. Dit was dalk 'n kode om die ander te laat weet dat Verdrietens goed onderskep is. Skiet hom in Nicole Jackson. Kijk naar de lach, bladzij 73. Die deel oor my pleegvader wat 'n bokboer. Dis reg, Jackson. My naam is Sidat. Wat is jou naam? Ek weet ek het Berlyn toe gekom om te probeer uitvind. Wat noem die mense? Klaus Reinhardt. Op my skoolsertifikaat is nog 'n derde naam, Nicolaas. Klaus Nicolaas Reinhardt. Jou middagete. Slis dit. Ag nie nou vir my nie, groote. Dan. Ja. Die gas sou enige ander man vir minstens 'n halfuur uitgesit het. Van jou blits om dukken, kolonel. Dankie. Meneer. De sake Derksen sê. Weer? Jy moet hom 'n bietjie laat dop hou. Sit 'n man agter hom en hy speel 'n speletjie met ons. Vertel ons nie alles nie. Soos? Soos hy nooi. Die het al daai briewe geskryf wat julle so mooi bewaar. Sy's hier. Tuurlik is hy daar. Ons weet dit van die begin af. Maar wat ons nie geweet het, is dat sy nou verbuiswerk in daai laboratorium. En dat sy die ander aand daar was toe Derksen daar opdaag. En dit het hy nooit vir ons genoem nie. Hoe lang is julle nou al met hom aan die gang? 27 uur, kolonel. Uitdagende klein bliksem. Jy is nie Reinhardt so stief sê nie. Ag, jy sal kolonel kry julle nooit een van hierdie speletjies nie. Laat los my nou of julle kan julle dinge invlieg om julle sending. Oh, daar die brandewyn. En jou kop is nie eers seer nie. Net my jes van al die sit. Nog ek een vraag, Derksen. Waar is die meisiekind? Wat 'n meisie? Ansie Stein. Sy was daai aand in die laboratorium toe jy kantig die ligte daar reggemaak het. Maar jy het ons niks van haar vertel nie. Waar is die meisiekind, Derksen? My naam is nie Derksen. My naam is Klaus Nicolaas. Baie snaaks. Eers draai jy hom net af van die frekwensie wat ons vir jou uitgesoek het. Dit is nou die frekwensie wat kolonel Dreyer hulle in jou kop ingeprent het. En wat ek beter is my eie naam ken wat Derksen nie Skuman nie Reinhardt is. Kolonel, moet ek nou regtig weer 'n slag deur hierdie hele rigmarol. Jou lewe en die veiligheid van ons land hang daarvan af. Dus asseblief, Fritz. Fritz nogal. Dankie, skat. Net toe, Dr. Smit, net af van die gekose frekwensie. Nou klas. Nou klas. Kyk eens op Derksen. Skuman, Reinhardt. Hoe kan ek nou my werk in erns doen? Alright. Alle grappies is op 'n stokkie as hy sterk loeradeer. Hoe is daai vir 'n 60er kolonel? Nou plak jy die stelknop so vas. Om seker te maak, ek draai nie per ongeluk terug na die kontakpunt nie, want dan blaas ek myself vol gate. Dan maak ons agter oop. Dan vat jy hierdie draadjie, dan sny jy hom daar af. Hierdie draadjie sny jy daar af en dan bring jy die twee draadjies bymekaar. Dan plaas jy 'n klopstof in 'n geleimateriaal en jy konnekteer hulle met hierdie draadjies. Dit is dan jou knaldoppie. Nou as daardie knaldoppie in posisie is en as daardie stelknop op die regte frekwensie gestel is, dan sal hierdie knaldoppie ontplof sodra die sein oor daardie frekwensie gestuur word. Nou kry jy sein gestuur. Van môre aand af sal Dr. Smit hier vandaan elke aand om 11 uur op die kop Berlynse tyd
'n sein op daai frekwensie deurstuur. Is gereed, meneer. Dankie, juffrou. Baie dankie. Tot ziens, juffrou. Tot ziens, meneer. Verskoon my juffrou, waar gaan daardie man heen? Naar Frankfurt in Duitsland. Nou, in die weste van Berlyn is daar 'n biersaal, die Bernbach. Jy kan daar vanaf per radio met my in verbinding tree oor die tye soos jy nou reeds ken. As jy na môre nie elke nag met my in verbinding tree nie, as jy nie met ons hier praat nie, sal ek moet aanneem. Jy is gevang. In so 'n geval sal ons iemand moet oorstuur om te sien of ons jou kan terugbring. Ag, maar dis nou sweet van julle. Nou ja, dag rower. Jou opdrag net weer eens. Vind uit van Verdrieten en vernietig Duitse stemvaart geheel en al. Maar daar's te veel dinge wat gevaar inhou vir die vrye wêreld. Tot ziens. Hy is op vlug 504 naar Frankfurt. Akkerman. Riek. Ja, dokter Buys? Ek weet dit is 'n onhebbelike uur, Riek, maar ek kwam met almekaar oor daai jongste lystabelle. Het ons dit vanaand weggeberg of het ons nie? Nee, dokter, ek kan nog glad nie onthou nie. Ek moet gaan kyk. Ag, ek sal dit baie waardeer. Goed, dokter. Dankie. Nag, Riek. Nag. Dat reën jou waarschijnlijk aan Parijs. Wie gaan Parijs toe om buiten te doen? Zie je de rest van de ruimte ook hoor? Jou Duits is baie goed, Herr Bergson. Reinhard. Waar naartoe nou? West-Berlijn toe. Wil je een kopje koffie terwijl je de petrol aangooit? Dis weer major Brits, kolonel. Dankie. Wat is dat, Herman? Duitse assistent Akkerman doodgeskiet in die laboratorium. Wanneer? Laatst nacht. Lijkies in die voorkop. Hij lijkt hier mooi. Kom dadelijk. Klappie, zal hem dan hier komen halen met de helikopter. Gauw. Ja, ja, zo wil ik hoor. Het lijkt prachtig hier in die zitkamer. Hm? Hij wacht maar eens, iemand bij de voordeur. Hm. Ja, zeker. Daar hoor.
is jammer met me. Verdrieten het met die navorsing oor die middel begin. En jou man het dit vervolmaak. Jou man. Nou is jy die eerste mens op wie dit gebruik word. Interessant. Jy gaan dus nou alles doen wat ek vir jou gaan sê om te doen. En daarna sal jy niks onthou nie. Niks. Nie waar nie? Jy gaan nou 'n telefoonoproep maak. Telefoon. Jy voel siek. Ek voel siek. André moet dadelik huis toe kom. Ek voel siek. André moet dadelik huis toe kom. Ek voel siek. André moet dadelik... Dr. Bennis? Ja, juffrouw. Hij is al iets geleden huis toe. Huis toe? Ja, al iets geleden. Zij heeft gebeld, want zij is ziek en toen zij huis toe. Ons moet dan onmiddellijk in de handen krijgen. Bellen we alsjeblieft dadelijk in. André moet dadelijk huis Dat is Dat natuurlijk. is nog verbijs. Ziek, dat nog diezelfde achtergrond is André moet dadelijk huis toe komen. Ik voel ziek. André Laat verbijs. dadelijk huis. En wacht, de Herman maar laat verbijs komen. André moet dadelijk huis. Ag nee wat, kom drink 'n drankie daar bo in die kamer saam met terwyl ek my tas uitpak. Jy's per slot van saak die enigste mens wat ek in Europa ken. Wel, mevrouw. So ja. Hoor jy? Ek wil vir jou iets vertel. Wat is het? Wat gaan my om jou? Dis my mense se my lippe gesteer het sonder my foto van my kontakman te wys. Nee, nie. Waar is hy? Vir wie jy vandag af van die garage het gebel? My vrou, moenie lieg nie. Weet jy wat is? Waar is die man wat my by die liggaam moes kom haal het? Waar is professor Verdiet? Ek praat verdomp! Kalm, Herr Derksen. Ach, nou ja. Oudman, neem alsjeblieft Herr Derksen zijn bagasie. Die naam is Royert. Klaus Royert. Hey, wat zijn interessante boeken heeft u onlangs gelezen, Stegel. Schwikker. Stegel? Ga kijken wat van kort geworden is. Hij is dood, Herr Stegel. Kom maar een gedachte dat ons niet één is, nie. Maar 3, Herr Derksen. Royert. En nou gaan ons één keer rijden. Ik neem aan, hier is aan. Graag.
vind Berlyn interessant? Soos altyd, Herr Spiegel. Steger. Ons is nou naby die skand weer by Oos-Berlyn. Die kennis is vir jou van min waarde. Jy sal hierdie paadjie nooit weer ry. Sit. Ag nee, wat dankie, ek staan sommer. Hoorie, julle begin my nou verveel met hierdie speletjie. Wie julle om niks om 'n man te gryp en hier te kom staan insmyt? Ek kan nie die hele dag hier sit nie. Ek het afspraak om na te kom. Mooi is. Is julle van die polisie? Aangesien ek nou sommige dinge van jou sal wil weet, hoop ek jy is in 'n mededeelsame luim, Herr Jackson. Reinhard? As jy dink ons gaan jou uitvra oor wie jy is en waar jy vandaan kom, maak jy fout. Wat ons weet reeds, jou naam is Klaus Nicolas Roy Fritz Dieter Jackson. Dit klink meer reg. Waar kom jy al hierdie Jackson twak? Heel eenvoudig, my liewe Jackson. Watson. Ongelukkig vir jou het ons 'n paar dae gelede met 'n skoonmaakproses begin. In die proses het ons jou kontakman opgetel. Hy het besonder spraaksaam geraak voor sy afsterwe. Tussen sy instruksies was daar die vriendelike versoek dat dit tog mooi na jou moes kyk hier in Duitsland, aangesien dit jou eerste sending is. Sending? Wat 'n sending? Ek is hier in Duitsland gebore. Dit lyk my ons oortuig jou. Maar ons is nie haastig. Ons het alles onder beheer. Ook in Suid-Afrika. Kom. Oortuig hom. Ja, dokter Smit, maar betekent dit nou dat u absoluut zeker is dat Derksen niemand ons probeert contact maken het niet? Dan is daar die radio zijn om 11 uur elke avond naar Duitsland nou nog belangrijker. Dan had hulle vir Derksen ook kon. Ja. En dit betekent verder dat ons contactman in Duitsland ook buiten actie is. Hij kreeg er Derksen niet jammer. Hij zal dadelijk iemand in doorsturen. Hij is ervaren man. Zo reël, kolonel. Maar die. Ik heb gedacht aan Taylor. Taylor? John Taylor, ja. Hij kent Duitsland. En hij kent de Derksen. Wat was jou opdracht en wat moest jij bij Deutsches Campfire komen doen, Herr Jackson? Herr Reinhard. Herr Klaus Nicolas Reinhard. Nou maar goed, Jackson. Hier is dan ons methode. Die methode waarop die wereld gewag het. Maar wat slechts ons oor beskik. Dr. Buys en professor Verdrieten se middel. Die middel waarteen niemand bestand is. Hierdie hoeveelheid is genoeg om jou te laat slaap vir 6 uur. En as jy dan wakker word, sal jy bereid wees om te doen net wat ons sê. En te antwoord presies wat ons wil hoor.
vriend. Van Suid-Afrika. Wat het my gemaakt, man. My voet ook. Wat soort mense is dit dan die? Doe maar, sien. My vrou, sy verlang my. Maar ek red dat. Professor, die plek is vol wagte. Ons moet hier uit. Verstaan nie? Ons moet hier uit. En die plek vernietig. Wat laat kopie van Dr. Buys se formule. En dit moet vernietig word. Dis 'n chemiese plek die. Jy moet seker plofbare materiaal wees iewers. Daar's baie. Dit is in 'n stoel op die grondverdieping. Sal ek maar loop. Die ontploffing moet om 11 uur wees. Op die kop. Anders hier vanmorgen na 11 uur. Dan is het te laat. Ons moet roer. Verdrie nie my hier los. Ek sê net vertraag. Ek sê vertraag kwaad vir my. Ek sal wapen in jou moet kry. As die wachte voor die deur. Net een op 'n slag. Kry jy middag. Wat het nou alweer? So ja, nou moet ons dit net in daardie stoel vol chemische stoffe gaan plant. Tyd vir ons volgende inspeksie. Right. Ek kan nie verder nie, Derksen. Doe maar, professor. Ek sal wel nog 'n plan maak. Kyk professor, ek gaan u hier wegkry. Maak nie saak hoe u ly, hulle gaan u doodmaak.
Julle Taylor toe oorgestuur. Taylor is oor, ja. Hy het ongeveer 'n uur gelede in Berlyn aangekom. Maar ek weet nie. Ek weet werklik nie. Is dit die plek se voorrade, professor? Ja. Is dit plofbaar? Ja, hoogs plofbaar. Kom, professor. Daar's 'n trok daar buite. Ons moet daar kom. Professor, luister na my. Hou nog net 5 minute. Net 5 minute nog. Hoor jy, professor? Ek gaan nie die afsitter in die stoor gaan stel. Ons het net 'n paar minute voor die hele plek geblaas. As ek wil presies 3 minute nog nie terug is nie. Trek by die koppelaar in, trek hier die 2 drade teen mekaar. Strooi eens in vat. Laat skiet die koppelaar uit. Jy sal in die straat beland waar het veilig sal wees tydens die ontploffing. Verstaan nie? Waar sal jy wees? Derksen. Ek wil myself daaroor. Jy? Derksen is hier. Ja. Hy was net so dapper man as jy. Hy was ook 'n spioen. Aan wie se kant was hy? Die regte kant. Die regte kant. Nog net 'n paar minute. Onthou wat ek gesê het. En Jupstel is wag daar naby. Kan nie. Kan nie. Slaan aan die pek dan weer.
professor. Gunther! Waar is jy, Gunther? Stegen! Ek stegen alarm! Wat nou, dammit! Van plan, professor. Kom, professor, ons moet nog verder weg. Professor! In die weste van Berlyn is daar 'n biersaal, die Berenbach, waar jy met my per radio in verbinding kan tree. Bly waar jy is, Derksen! So ja. Ek het nog een koel oor. Vir jou. Kyk hoe naby kan jy kom, Derksen. Met 'n mes moet 'n mens naby wees. Goeienaand. En so aan. Kaptein John Taylor, Suid-Afrikaanse Veiligheidspolisie tot die diens. Ek het 'n vas paspoort, geld en 'n vliegkaartjie. Vir jou. Dan was hier die hele ding 'n fyn uitgewerkte operasie. Ja. Ek sal vir die professor sorg. Sorg jy vir haar.